'n Sabbatdag toe Jesus na die huis van 'n vooraanstaande Fariseër toe gegaan het om daar te eet, het hulle hom fyn dopgehou. Toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke aan die tafel uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende gelykenis. As iemand jou na 'n bruilof toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. Dan sal hy wat julle albei uitgenooi het, na jou toe kom en sê, gee bietjie die plek af vir hierdie man. En jy sal dan tot jou skande die agterste plek moet gaan inneem. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liewer op die agterste plek. Wanneer die gasheer kom, sal hy vir jou kan sê, vriend, kom sit hier voor. En dan sal jy in die agting van al die gaste styg. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word en elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Hy het ook vir die gasheer gesê, as jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi, sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en op die manier vergoed nie. Nee, as jy 'n feesmaal gee, nooi dan die armes, krepeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. Vandag gesels ons oor goeie tafelmaniere in God se koninkryk. Nou ek wil hê jy moet 'n eenvoudige prentjie in jou kop hê. 'n Tafel. 'n Houttafel, dalk effens skeef met merke van elke dag se gebruik en om hierdie tafel staan daar 'n paar stoele. Bo op die tafel is daar brood, vars gebak. Jy kan sommer die lekker broodreuk kry en daar is ook iets om te drink. Dit kan wees wat ook al jy wil hê dit moet wees. Dalk is dit 'n lekker glas rooiwyn. Nou, voor ons verder gaan, kom ek vertel jou eers van 'n eksperiment. En dit gaan toevallig oor rooiwyn. In 2008 het navorsers by Stanford en Caltech iets interessant ontdek. Hulle het 'n groep mense uitgenooi na hierdie wynproe, maar dit was nie op 'n wynplaas nie, dit was in 'n lokaal met 'n MRI-masjien. Ja, hulle het letterlik mense laat wynproe terwyl hulle breine gescan word. Nou, daar was 5 bottels wyn en dit was hierdie blind tasting gewees, maar elke bottel het wel 'n pryskaartjie opgehad. Daar was R60, R100, R120, R150 en R400 pryskaartjie gewees. En die mense het gedrink en kommentaar gelewer. Hierdie een het so 'n ryk tekstuur. Jy kan die kwaliteit proe aan hierdie een. Die neus is ongelooflik. Die R400 wyn is definitief die beste, sê hulle vir mekaar. Maar hier is die geheim. 2 van hierdie wyne was presies dieselfde. Die R60 en die R400 bottels wyn. Hulle het net 'n ander pryskaartjie gehad. Presies dieselfde wyn. Dieselfde bottel, dieselfde inhoud, net 'n ander verhaal daarby. En hier is wat fascinerend is. Nie net dink mense die duurder wyn proe beter nie, hulle breine glo dit ook. Die mediale orbitofrontale cortex, die deel van die brein wat genot en waarde registreer, het meer aktief geword wanneer hulle gedink het hulle drink die R400 bottel wyn, selfs al was dit eintlik die R60 wyn. Hulle belewenis het verander, nie omdat die wyn verander het nie, maar omdat hulle verhaal daaroor verander het. As jy so 'n pryskaartjie op jouself moet sit, wat sal dit wees? Daar is 'n tafel, 'n houttafel, dit is Jesus se tafel. Is jy genoeg werd om aan hierdie tafel te sit? En waar gaan jy sit? Hier aan die hoof van die tafel of daar aan die onderpunt? Ons het partykeer hierdie idee oor waar ons en ander mense op die ranglys van belangrik na onbelangrik is. So 'n heilige tafel sal dan natuurlik net wees vir die regte mense, die suiwer mense, die stabiele mense, die spiritueel gevorderdes. Maar as Jesus jou uitnooi na sy tafel, dan is dit nie om jou status te bevestig nie.
Hy's nie beïndruk deur hoe belangrik jy dalk op papier lyk nie. En hy gee gelukkig ook nie om oor hoeveel foute jy al gemaak het nie. Jesus neem dieselfde wyn en hy breek die hele ekonomie van waarde en uitsluiting oop. Hy sê, hierdie is my bloed vir jou, vir almal. Ja, selfs vir jou wat nog dink jy's te goedkoop. Dit is dieselfde wyn, maar 'n ander verhaal. Daar word 'n nuwe storie vertel, nie een van status nie, maar van opoffering, nie een van eksklusiwiteit nie, maar een van insluiting en deel maak. En daardie verhaal, as jy dit glo, verander nie net hoe jy voel nie, dit verander hoe jy leef. Dit verander waar jy aan die tafel gaan sit. Nou in Lukas 14 sien ons hoe Jesus aan tafel is met fariseërs en hy let op hoe mense veg vir die ereplekke. Nou, toe ek groot geword het, het ons elkeen in die gesin 'n baie spesifieke plek gehad waar ons aan tafel gesit het. My pa het aan die hoof van die tafel gesit met my ma reg langs hom en dan het ons 3 dogters gevolg van oudste na jongste. Dis net hoe dit was. Niemand het dit ooit bevraagteken nie. Nou vandag in ons huis word daar met elke liewe etenstyd baklei oor wie gaan waar sit. En dit laat my dink aan Jesus en hierdie fariseërs. Nie dat ek ooit my dogtertjies fariseërs noem nie, maar gewoonlik baklei hulle omdat albei langs my wil sit. Nie langs pappa nie, langs mamma. En ek vermoed die kos gaan dieselfde proe en hulle gaan ewe min eet van dit wat ek so hard aan gewerk het om voor te berei, maar nog steeds, ek wil langs mamma sit. Hulle weet nog nie hoe om plek te maak vir mekaar nie. Gelukkig kan een aan hierdie kant sit en die ander een kan aan daardie kant sit. En dan is almal vereers gelukkig. Jesus sê egter vir die fariseërs, as jy na 'n fees genooi word, vat liewer die laaste plek, sodat die gasheer jou nader roep en sê, vriend, skuif 'n bietjie hoër op. Nou, Jesus is nie besig om 'n uitspraak te maak oor hoe belangrik of onbelangrik hierdie mense is nie. As Jesus sê, vat die laaste plek, dan sê hy eerder, hey, maak 'n bietjie plek. Daar sal altyd genoeg plek wees. Jy is belangrik, maar nie oor wie of wat jy is nie, oor wie ek is. Hou jou glas, sodat ek vir jou ook van die wyn kan skink. En dit bring ons by goeie tafelmaniere nommer 2. In daardie selfde Lukas verhaal sê Jesus iets radikaal. Hy sê, moenie net jou vriende en familie nooi nie, nooi die armes, die verlamdes, die blindes. Dis vreemd, nee. Jesus sê, nooi die mense wat niks het om vir jou terug te gee nie. Nou daar is hierdie een TV-storie wat ek baie geniet en op 'n stadium verjaar een van die hoofkarakters en as iemand verjaar dan gee jy natuurlik vir hulle 'n geskenk, maar hierdie karakter is glad nie opgewonde oor hierdie verjaarsdag geskenk nie. En hy sê, ek wil dit nie hê nie. Hy sê, you haven't given me a gift, you've given me an obligation. Want dis hoe dit werk. Selfs geskenke kan vir ons soos 'n transaksie wees. As iemand vir jou iets gee, dan voel jy moet vir hulle iets teruggee, iets van min of meer dieselfde waarde. As ek vir my man 'n nuwe horlosie vir sy verjaardag gee, dan gaan ek mos nie tevrede voel as hy vir my net 'n slab chocolate vir my verjaarsdag gee nie. Ek sien dit ook met my dogtertjies as dit partytjie tyd is. Ek gaan vir Melissa na my partytjie toe nooi, want sy het my na hare genooi, maar ek gaan nie vir Mia nooi nie, want sy het my nie hierdie jaar genooi nie. Hierdie is dalk baie eenvoudige voorbeelde. Maar ons is geneig om die lewe so te benader. Wie nooi jy vir ete? Met wie doen jy moeite? Op wie se boodskappe reageer jy heel eerste? Vir wie koop jy die duur geskenke? Gaan dit oor hulle of gaan dit oor jou? Die koninkryk van God werk nie volgens die logika van transaksies nie,
maar met die dinamiek van transformasie. Dis nie 'n ek doen vir jou, jy doen vir my stelsel nie. Dis 'n stelsel van genade. Ongemaklike, vrygewige, alles omdraaiende genade. Dis die tafel waarna Jesus ons uitnooi. En aan hierdie tafel sit jy saam met mense wat jy nie sou uitkies nie. En jy besef, ek is nie hier oor my eie verdienste nie. Ek is hier omdat iemand my genooi het. Jesus se genade is genoeg. Genoeg dat ek dit kan gaan uitdeel sonder om iets terug te verwag. Genoeg dat ek dit moet gaan uitdeel. Juist vir mense wat niks het om vir my terug te gee nie, wat niks vir my reputasie kan beteken nie, wat niks doen aan my gemak nie. Dek 'n ekstra plek, 'n stukkie genade. En dit bring ons by goeie tafelmaniere nommer 3. Die wêreld waarbinne ons leef is nie bekend vir sy tafels van gasvryheid nie. Dis eerder 'n wêreld van mure en wagwoorde, eksklusiwiteit, toegangskodes. 'n Wêreld waar jy eers moet bewys jy is dit werd voor iemand jou nooi. Maar dan kom hierdie man van Nasaret en hy bring 'n ander tafel. 'n Tafel sonder kop of stert, sonder VIP etikette, sonder waglyste. En hy vra daar in Matteus 5, wat doen julle meer as ander? Hy vra vir die gelowiges, hoe gaan ons julle uitken tussen die ander? Wat maak julle anders? Wat is dit wat ons anders maak? Dit is nie ons teologie nie. Dit is nie ons kerkraadsvergaderings nie ons belydenisskrifte nie. Ons word erken aan ons tafel en ons tafelmaniere. Ons word erken aan hoe ons onthaal, wie ons onthaal en waarom ons onthaal. Nou in die vroeë kerke was daar nie kerke nie, geen geboue, geen orgel of kollekteborde. Mense het mekaar in huise ontmoet en daar tussen warm brood en gebreekte lywe het die evangelie konkreet geword, lewe gekry. Dit was die kerk. Nou kom ek vertel jou iets wat ons amper vergeet het. In Handelinge 6 lees ons van 'n stryd in die vroeë kerk. Daar was hierdie verdeeldheid tussen die bediening van die woord en die bediening van tafels. En hulle sê toe, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. En hulle sê toe daar moet mense gekies word om verantwoordelikheid te neem vir hierdie groot taak. En ons het oor die eeue dit begin sien as 2 verskillende beroepe. Die ouderling wat preek, die woord bedien en die diaken wat versorg, die tafel bedien. Maar as jy teruggaan na die oorspronklike Grieks, die woord vir preek die woord en bedien die tafels, is dieselfde. Diakonos, dienaar, bedienaar, nie hiërargie nie, nie rangorde nie, nie preek as hoër as broodbreek nie, net verskillende maniere van dieselfde roeping. Alle diens is heilig. Ons maak nie hierdie skeiding tussen geestelike werk en wêreldse werk en dink dat die een belangriker as die ander is nie. Martin Luther het gesê, die meisie wat die koeie melk en die predikant staan albei in diens van God. En Lukas leer ons, wanneer jy onthaal hierdie gasvryheid in God se koninkryk, jy doen nie iets minder as die dominee wat preek nie. Jy is nie op trappie nommer 2 nie. Jy bedien Christus self. Jy bedien genade met jou hande en jy preek sonder om 'n woord te sê. Jesus sê, wie groot wil wees onder julle moet ander dien. Nie net op 'n kansel nie, ook agter 'n skinkbord. Diakonos, nie 'n titel nie, maar 'n houding. En dit beteken, jy is nie net 'n lidmaat nie. Jy is nie net 'n gas nie, jy is 'n bedienaar van die koninkryk.
Ek ervaar deesdae dat ons nie daarvan hou om eienaarskap te neem vir goed nie. Ek sê dit want ek hoor hoe ons praat en kla oor wat om ons aan die gang is. Oor die wêreld wat so onregverdig is. Oor hoe die kerk nie meer is soos wat dit was nie. Oor hoe iemand iets moet doen. Maar hier is die ding. Jy is daardie iemand. As jy aan Jesus se tafel sit, is jy nie net 'n gas nie. Jy is nie net daar om bedien te word nie, jou kos te eet en op te staan nie. Jy is nie net 'n toeskouer of 'n kliënt nie. Jy is 'n medewerker, 'n medebedienaar. Jesus sê nie net, jy is welkom nie, hy sê ook, kom help dek, kom help skink, kom help om mense te nooi. Want hierdie tafel word net groter as ons eienaarskap neem. Gaan maak jy die slaggat in die pad voor jou huis reg. Gaan dien jy op die skool se beheerliggaam. Tel jy die papier op en gooi dit in die astrom. Neem eienaarskap. As ons verstaan, dis nie hulle werk nie, maar dis ons roeping, dan verander hoe jy na God se wêreld kyk. Om eienaarskap te neem beteken, jy wag nie vir toestemming om te doen nie. Jy bedien waar jy is. Jy sien wie buite staan. Jy dek 'n ekstra plek. Jy hoor 'n nood en jy antwoord met, ek is beskikbaar, ek is hier, ek sal help. Daar is 'n tafel. Nie een van glans en prestasie nie, maar een van brood en wyn. Een waar almal welkom is. Ja, selfs jy wat wonder of jy genoeg is. Aan hierdie tafel verander die wyn nie, maar jou storie verander. En as jy dit glo, as jy dit proe, dan kan jy nie anders as om ook plek te maak vir ander nie. Om nie net 'n gas te wees nie, maar die gasheer. Nie net ontvanger nie, maar dienaar. Goeie tafelmaniere in God se koninkryk. Drink wat Jesus skink. Dek 'n ekstra plek en wees jy die gasheer. Want die wêreld sal weet wie Jesus is. Nie deur ons groot woorde nie, maar deur die manier waarop ons saam eet, welkom sê en saam leef. Deur ons maniere. Amen.